Liewe jong mense, oupas, oumas, mamas, papas, medebroers en susters. Baie lekker om jou te groet op hierdie donderdagoggend, die 9de April, en dit in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ons is hierdie week besig rondom genesing van hartseer. Gister het ons gekyk na die fases waardeur 'n mens beweeg met jou emosies as dit kom by hartseer, en vanoggend begin 'n mens kyk so 'n bietjie een treukie verder na die genesing daarvan. Dit is heeltemal geldig om aan hartseer te dink as jou innerlike wat beseer is. Want daar is 'n seerplek in jou gemoed wat moet genees. Jy moet aanvaar dat die seer 'n tyd lank daar sal wees, maar dat dit mettertyd ook sal genees en dat die seer sal verdwyn. Vir die genesing van hartseer gaan ons dan graag die volgende wenke gee vanoggend. Die eerste, gee tyd. Ja, tyd genees nie vanselfsprekend alle wonde nie, maar dit is waar dat enige innerlike verwonding tyd nodig het om te genees. Moenie geïrriteerd raak met jouself as die seer nie dadelik verdwyn en die trane nie dadelik wil opdroog nie. Nee. Behou eerder jou kontak met die Here in jou hartseer en moenie van die Here af wegdraai nie. Ek verwys terug na ons teks waarmee ons maandag begin het, nê? Klaagliedere 3 vers 49 en 50, waar Jeremia in sy hartseer na die Here toe draai en sê, my trane sal aanhou vloei, dit sal nie ophou nie, tot die Here uit die hemel afkyk en dit raak sien. Baie van ons wil van die Here af wegvlug in ons hartseer. Ons is opstandig en wil alle kontak met God verbreek. Dit is egter belangrik om nie aan hierdie drang toe te gee nie. Ons moet dit kruisig en ons kontak met die Here behou ten koste van alles. Dit is belangrik vir jou en my genesing as 'n gelowige. Die profeet is reg as hy sê dat ons trane sal aanhou vloei totdat die Here afkyk en dit raak sien. Dan vertroos en genees God dit self. Bring daarom vanoggend jou hartseer, jou opstand en jou aggressie in gebed na die Here toe, wat jou rus en aanvaarding sal bring. Ag, broers en susters, mag jy ten spyte van jou seer, ten spyte van jou verlies, nie jou hart verhard en weg van die Here afvlug nie, maar mag jy juis in sy oop arms in hardloop en ervaar dat hy jou styf vashou. Ons bid dit vir mekaar in Jesus se naam, ons Here. Amen.